wil met u deel wat die Here vir my gegee het, 'n gedagte, 'n baie belangrike gedagte, onbeheerste begeertes. Onbeheerste begeertes. In kort of in maklik Afrikaans is wanneer die vlees die oorhand kry oor die gees. Die woord van die Here sê vir ons in Markus 6 vers 20 tot 24 is my gedeelte wat ek gaan aanhaal, ook hy ou vertaling. Hy sê, want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis dat hy 'n regverdige en heilige man was. En hy het hom beskerm. En nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. En op die geskikte dag toe Herodes op sy verjaardag vir sy groot manne en owerstes oor 1000 en die vernaamstes van Galilea 'n maaltyd gegee het, en toe die dogter van dieselfde Herodias inkom en dans, en Herodes en die wat saam aan tafel was, behaag, sê die koning vir die meisie, vra net wat jy wil, en ek sal dit aan jou gee. En hy het vir haar gesweer, net wat jy my vra, sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk. Daarop gaan sy uit en sê vir haar moeder, wat sal ek vra? Toe antwoord sy, die hoof van Johannes die Doper. Is dit nie interessant as jy aan dink dat die jong dame, 'n jong meisiekie, haar lyfie kom swaai voor die koning en sy manne, en volgende oomblik kan sy enigiets kry, halfte van sy koninkryk. Ons praat van 'n man wat 'n geweldige koninkryk gehad het. Ek meen hierdie partytjie wat hy gehou het was vir manne oor 1000. Ek praat van duisende manne wat onder hom funksioneer het. Duisende. Hy het 'n groot koninkryk gehad, hy het weelde gehad, hy het alles gehad. En sy kan kies wat sy wil hê. En sy sê ek sê Johannes se kop. Kyk, as hy 'n rooi t-shirt aangehad het, het ek verstaan. Maar logika maak dit geen sin dat jy 'n kop soek op 'n skottel terwyl jy halfte van 'n koninkryk kan kry nie. Maak dit vir u sin? Nou ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor hierdie gedeelte terwyl ek besig is met en die Here met my praat. Wil ek vir u sê dat ons word in ons lewe gekonfronteer deur hierdie saak wat ons waardes kom toets. Is maklik om te sê ons glo iets, is maklik om te sê ons staan vir iets, maar wanneer die toets kom, gaan ons kompromie aan met die wêreld of nie. Wanneer die toets kom, is ons bereid om af te gee ter wille van ander, of staan ons steeds vir wat ons staan? Hoe sterk is jou integriteit op daai geleentheid? Dis die woord wat ons seker meer vandag sal gebruik, is integriteit en jou karakter. Hoe sterk is jou karakter en hoe tree jy op en wie is jy? Dit word baie keer gewys vir my deur jou integriteit. As ons kyk na hierdie gedeelte in vers 20, sien ons, Herodes het baie respek gehad vir Johannes. Hy het hom geëer as 'n godsman. Hy het hom geëer en eintlik as jy daarna kyk, sê jy sien dat hy tog 'n oor gehad vir waarheid, want hy het geweet Johannes praat die waarheid. Eintlik hoekom hy nie van Johannes gehou het nie, Johannes het aan hom openbaar dat jy besig is met sonde, want jy het jou broer se vrou afgevry. En daarom het hy nie baie van hom gehou nie. Kyk, 'n man wat die waarheid praat is nie altyd gewild nie. Hy's gewild tot hy die waarheid met jou praat. Ek het by geleentheid 'n boodskap gebring, die ooreenkoms tussen 'n pastoor en 'n spietkop. Ons is almal baie oulik, almal baie vir ons, tot jy hulle moet aftrek. En eintlik trek hulle jou net af omdat jy fout gemaak het, nie hy nie. Kyk, ek terg baie, dan sê ek mos, hulle was in die Bybel, is die bose gees wat agter die bos uitspring. Maar, weet jy wat? Op die einde van die dag het die spietkop soos ons 'n plig wat ons moet doen. En almal dink is fyn, tot jy hulle moet teregwys. Dan begin dinge so bietjie verander. Maar ons kyk na hierdie gedeelte en ek sien dat Herodes het tog 'n oor gehad vir waarheid. Dis hoekom hy van Johannes gehou het. Hy het moeite gedoen, hy het hom beskerm.
Hy het hom regtig beskerm en wanneer hy kans gekry het, het hy gegaan om na hom te luister want hy wou graag gehoor het wat sê hierdie man vir hom. Hy wou graag hoor wat sê en uiteindelik 'n sagte plek gehad vir hom want binne hom is daar iets wat gesê het ek soek hierdie waarheid. Maar dis moeilik want hier's die ander volk en hierso is hierdie ou, wat gaan ek maak? So hy het 'n geveg gehad in sy gees, soos die woord van die Here vir ons sê Galasiërs 6. Hy sê wandel in gees sodat jy begeerlikhede van die vlees volbring nie, maar die gees en die vlees staan teenoor mekaar sodat julle nie kan maak wat julle wil nie. Amen. Galasiërs 5:16. Nou gaan ons verder en ons kyk wat is hierso. Herodes sit vasgevang met sy eie arrogansie en trots. Hy wil voor sy gaste belangrik lyk. I'm the man. Ek meen, hy is die man van die oomblik. Dis immer sy verjaardag. En al hierdie man wat onder hom staan, as hy sê boe, dan boe hulle almal saam. Hy is die groot man en nou is al hierdie oë op hom gerig. En saam met dit ongelukkig, dink ek, en dis waar alles begin het, toe hier die dametjie haar lyfie kom rondswaai, kom die stoom by die ore uit. Toe kom die gees van welis in. Want dis nie 'n normale besluit nie. Daai girl moes daarom ergens die lyfie goed geswaai het, dat jy halfte van 'n koninkryk wil weggee. Is dit so? Ek weet, julle is nou heilig, julle kan nou nie dink aan sulke goed nie, maar dis eintlik die waarheid, hoor. Ek weet, julle kan julle nou nie indink daar nie, nê? Soos die mans het sy monde oophang vir sekere advertensies en programme. Maak hom maar toe, ons bly mens, moenie toegee aan sonde nie. Ek het nie gesê, die eerste kyk is niks. Moet net nie aanhou kyk nie, maar die tweede kyk is sonde. Nou gaan hy en hierdie girl behaag hulle almal en hulle almal is in ekstase oor haar dansie wat sy uitgevoer het. Dus kom ons partykeer skrikkerig is as mense wil dansies kom uitvoer. Ons wil net eers seker maak is dit van God of nie. Want ongelukkig in dans, soos wat dit God kan verheerlik, kan dit 'n welisgees wees. En dit kan deur manifesteer. Veral as mense nou nog die begeerte het om aan ander te vat terwyl hulle dit doen. En ek sien dat Herodes sit met 'n probleem hierso. Want skielik vat die vlees oor en die gees word onderdruk. Skielik besef ek dat hierdie man, al is hy 'n leier, begin nou staan en hy begin nou te luister na iets anders. Die leierskap verruil hy vir diensknegskap. Ons kyk hierso, dan besef ek hoeveel keer in ons lewe sit ons met 'n saak wat jy regte besluit moet maak, maar omdat jy emosioneel betrokke is, of as gevolg van trots, of as gevolg van jaloesie, of as gevolg van afguns, of as gevolg van wat ook al wel is, kom jy op 'n plek wat jy verkeerde besluit maak in verkeerde tyd. En net op daardie oomblik, word daai geloof van jou op die proef gestel. En nou moet jy besluit, nou wat nou? Wat nou? Ek moet nou 'n call maak. Is ek saam met almal, want almal is nou gelukkig, almal is opgewonde in hierdie oomblik? Of gaan ek uitstaan vir wat ek glo? Al gaan almal nie dink dit is goed nie. En ek wil vir julle sê, en ons gaan bietjie verder, en ek sien dat die gevaar wat hy hier gehad het, is hy 'n kompromie aangegaan, deur in daai oomblik nie te luister na die stem wat vir hom die waarheid vertel het nie, om nie te dink aan wat hy geleer het by Johannes, dat hy dalk tot insig kon kom nie, kom hy op daardie plek, wat die welis oorneem, wat sy eie trots en arrogansie oorneem, want hy's die man van die uur, en as bewys van dit, en julle sal dit verstaan, ek sal dit nou eintlik ongelukkig noem, 'n man met 'n klein mannetjie syndroom, wat goed beloof, wat hy nie altyd kan gee nie, maar ook hy het die arrogansie gehad, want manne weet net ek kan dit doen, en hy sê vir haar, net wat jy wil, gee ek vir jou. Hy gaan nog verder, hy sê, ek sweer, wat jy wil, gee ek jou, al is dit halfte van my koninkryk. Mense, dan moet jy weet, die koppie die lyfie lankal verlaat. Die brein is heeltemal toe, is nou net hormone wat dink, nee. Het jy al wie van julle het al ervaar, hormone kan bietjie die breins wegvat? Kom ons lieg nie, steek bietjie jou hand op, man. Wie van my lieg en julle hande afhou nie? Julle jonges gaan nou niks sê nie.
moet eerder nie vir my iets sê nou nie. Ek wil hê jy moet vandag verstaan dat wanneer jy begin hande vat met die vyand en jy kom op 'n plek waar jy nie hoort nie, dan kom jy op 'n oomblik wat die gees van die vyand, die gees van welis, die gees van verleiding kan oorvat, dan begin jou breins al hoe minder raak en jou hormone al hoe meer. En ek dink is presies wat met hierdie man gebeur het. Want geen mens met regdenkende verstand sal halfte van sy koninkryk weggee vir 'n meisiekind nie. Net oor een dansie. Sy moes hom gedans het oor. Dit kan ek jou sê. Ek wil vandag vir jou sê, ons kom ook met beproewings in ons lewe, ons kom ook met omstandighede in ons lewe, ons kom ook met uitdagings in ons lewe, en jy sit tussen die manne, en skielik kom hierdie ding op jou skoot, en jy moet nou besluit, gaan ek 'n kompromie aangaan met die wêreld, of gaan ek bly by wat ek van God af ontvang het? Jy sit in besigheid, iets groots val in jou skoot, dit gaan nooit weer gebeur nie, maar ek moet nou besluit, gaan ek 'n kompromie aangaan, of gaan ek bly by wat ek ontvang het? Ek kan vandag vir u sê, tot my eie skande, maar tog uit 'n lewensles, dat selfs ek, Jacques Potgieter, het ook al geval. En ek het al gereeld geval. Maar ek dank God, ek kon weer opstaan. Om te val is niks. Wie van u het nog nooit geval nie? Wie kan vanmôre vir my sy hand opsteek, sê ek het nog nooit geval nie, ek het nog altyd net reg gedoen. Dan wil ek vir jou sê, dan doen jy vanmôre jou eerste fout. Op die einde van die dag kom ons op 'n plek wat ek besluit moet maak, gaan ek kompromie aangaan met die wêreld, of gaan ek bly met dit wat God vir my gegee het, en in hierdie oomblik, terwyl in die feestelike atmosfeer is, toe kry die vlees die oorhand, en hy maak daardie vleeslike besluit, 'n uiters dom besluit. En ek dink dit sou vir hom dalk makliker gewees het, eerlik, as hy halfte van sy koninkryk gesoek het. En hier gaan die girl, sy hardloop na haar ma Herodias toe. Sy sê, ma, wat moet ek kies, want die oomblik is groot. En die ouerlike beïnvloeding kom deur. En die ouerlike beïnvloeding sê, gaan vra vir Johannes se kop. Weet jy hoekom was sy nie lus vir Johannes nie? Want Johannes het haar bestraf, omdat sy getroud was met koning Herodes se broer. Sy het nie van die waarheid gehou nie. En hier kom sy en sy sê vir die girl, sê jy soek Johannes se kop. Maak nog steeds nie vir my sin nie. Selfs daar sou ek as die meisie bietjie meer gedink het, maar okay. Sy kom en sy sê vir die koning, ek soek Johannes se kop. Skielik sit hy en hy, wat nou? Dis 'n groot een. Ek hou van hierdie man, hierdie is 'n godsman, ek herken hom as 'n regverdige en ek herken hom as 'n godsman. Ek wil nie dat almal dit sien nie, maar ek weet daarom hy's reg. Ek gaan ook daarom kerk toe, ja man, ek weet dis die waarheid, ek weet dis manne van God daai, maar nou moet ek kies, want julle moet kies, die paaie is 2 sê die woord. Een lei na die hemel en ander een lei na die? Ja, julle het dit self gesê, hel. En hier sit hy en hy besef, ek het nou 2 keuses. Een is, ek bly by wat ek weet is reg, en ek kom nie my belofte na nie. Of die tweede een is, ek gaan 'n kompromie aan met die wêreld. Ek laat gaan my waardes, my integriteit, en dit wat ek weet is reg. En ek sal sy kop ere op 'n skottel vir julle gee, terwille van die aanhang van mense. Ek vra vanmôre vir jou kind van God, hoeveel van ons het al die verkeerde besluit gemaak, as gevolg van 'n oomblik in jou lewe, wat jy nie by jouself was nie, wat jy as gevolg van die omstandighede, en dit wat om jou aangaan, verkeerde besluit neem, en 'n onbeheerste begeerte het oorwin in jou lewe. Hoeveel van ons het al daai verkeerde besluit gemaak? En weet jy wat die ergste, daar is 'n spreekwoord wat dit sê, en dit is nogal waar as jy daarna luister. Hy sê, spyt is 'n goeie ding, maar hy kom altyd te laat.
En hy besluit, doen dit maar. En weet jy, deur 'n kompromie daaraan te gaan met die wêreld en met dit wat verkeerd is, was dit die begin van die einde van Herodes. Nie lank daarna het hy gesterf. En ek wil vandag vir jou sê, volk van die Here, as jy eers kompromie met die wêreld aangaan, die woord van die Here sê, wanneer jy die sonde aanhang, die vlees baar sonde, en die sonde bring die dood voort. Is dit so? Wanneer ek begin kompromie aangaan, ag, dis iets onskuldig, man, dis net vinnig ietsie kyk, ek wil net ietsie kyk, van ietsie kyk, wat ek 'n ring aan het, ek terg, van ietsie kyk, wat baie mense, ander se lewens, opgemors het. En jy voel dis iets onskuldig, ag, ek sê altyd vir my kinders, sê ek, luister, julle moet nou my mooi luister, jy dink, ag, is onskuldig, want ons gaan net uit, ek en die maatjie, of ek en die vriend, of die vriendin, en jy dink, ag, is onskuldig, so ou swinkie op sy tyd, het nog nooit skade gedoen nie. Dit bly nie daar nie. En jy begin kompromie aangaan. Jy weet wat's reg, maar die hormone druk ook darm. En ek praat nou nie van my kinders, ek praat van almal overal, alle jonges. Mense wat ongelukkig al volwasse is en enkellopend is, weduwees en weewenaars. Ek praat van geskeides. Skielik voel ons, hoorie, maar die deure is nou oop, ek slaap nou saam wie ek wil. Ek het mos nou 'n vrypas, ek's groot. Is teen God se woord, dis hoerery. Jy hoef nie af te hou nie, sê net amen, dan lieg jy darm nie nog nie. En in elk geval, en dan kom jy op 'n plek wat sê, ag, dis nog onskuldig, en in die begin is dit onskuldig. Ek onthou mos nou, toe ek nou vir mamma nou net ontmoet het, en sy sê, sy like my. Sê ek verstaan. Nou loop ons Cashbar toe, maar nou sien ek hier die hand van haar swing ook, as sy op 'n pampoenplaas groot geword het, maar dis nou maar daai hoop, dat ek die hand moet vat. Ek terg, myne het ook so gewaai. Ons vang amper mekaar se ander hande so wyd soos ons, nee, ek terg. Nou loop ons, en die pinkies vang mekaar, maar kyk, toe het ek kom hoor. Kyk, ek knyp daai pinkie vas met alle geweld, hy sal nie weer uitgaan nie. Hey, man, ek loop so op 'n cloud, sommer so huppel in my stap, en ek is opgewonde, en is mooi, want God het dit mooi gemaak. Maar nou gaan jy en jy sê, hey man, ek wil net so 'n bietjie verder kyk wat aangaan. Kyk in hy oë en ek sien, hey man, daar's 'n glinster in hy oë. Sy sal my daar maar bitter graag wil soen, hoor. Nou ek weet mos nou, as sy nou die begeerte het, en ek kan hom ons nou help, kan ek haar nou mos maar soen, hoekom nie? Ek moet nie nou vir haar die mic gee nie. En in elk geval, en ek sê, hey, dis myne hierdie. En in die begin was 'n ou pik swinkie genoeg. En ek Here gedank daarvoor vir my vrou wat hy vir my gegee het. Maar later gaan dit, en dan is dit nie meer genoeg nie, dit word meer. En die woord sê, wek dit nie op voor die tyd daarvoor reg is nie. Ken jy dit? Ken jy daai skrif? Wek die liefde nie op voordat die tyd daarvoor behaag nie. Dit is hoekom ek altyd die jongetjies waarsku vir jy vryery te vroeg. Maar ja, op die einde van die dag, ons is dalk oudtyds. Maar ons is in die woord. En in elk geval, nou gaan ons aan. En later, toe besef ek sal nou moet besluit, gaan my verstand heers of gaan my hormone heers? Ek het 'n besluit wat ek moet neem. En ons praat nou maar in die term van wellustigheid dalk en vleeslikheid. Maar ek moet vir jou sê, weet jy hoeveel mense tree nog leliker as dit op deur jaloesie, deur afguns, deur nydigheid. Hoeveel mense tree op en jy het 'n keuse, gaan daai goed jou oorheers, gaan jy 'n lelike mens raak, gaan jy laat dit eers, gaan daai gevoelens jou verstand te bowe gaan dit jou verhouding met God verbygaan, of gaan jy kompromie aangaan met die wêreld, of gaan jy by God bly? En mense maak verkeerde keuses en op die einde van die dag baar dit sonde. En die sonde bring die dood voort. Maar ongelukkig die tyd waarin ons leef, die grootste geveg wat ons het, en ek sê dit vir jy ongelukkig of jy dit wil weet of nie,
Die grootste geveg waarmee ons in die wêreld vandag sit is welis. Welis is die grootste vyand wat ons mee deel. Dit het vir ons normaal begin raak om 'n kaal vrou op die TV te sien. Dit het vir ons normaal begin raak om vieslike advertensies en grappies te lees. Dit het normaal begin raak om naakte en liefdestonele in alle films te sien. Weet jy wat doen dit? Ek weet jy wil nou nie hierdie boodskap lekker hoor nie, want jy voel nou jy ondrief my nou bietjie. Ek is nie hier om gewild te wees nie, ek is hier om gehoorsaam te wees. Hoor die woord van die Here. Mense vra, hoekom gaan dit so swaar in hulle huwelike? Dis omdat jy jouself nie kan beheer wanneer jou vrou nie by is nie. Mense vra, hoekom gaan dit so swaar in my geestelike lewe? Dis omdat daar 'n oog in die hemel wat jou sien wanneer jy dink niemand sien jou nie. Die woord van die Here sê, Paulus skryf het, hy sê, is nie hy wat 'n Jood is, wat dit hier in die openbaar is nie, is hy wat dit in die geheim is. 'n Kind van die Here is een wat sy waardes kan behou, wanneer hy in die geheim steeds doen wat God van hom verlang. Ek sê vanmôre vir die volk van die Here, moenie jouself op 'n plek bring, waar die versoeking te groot kan raak, laat jy nie kan oorwin nie. Nou, hoe oorwin ek hierdie goed? Pastoor, help my, hoe oorwin ek hierdie goed? Kom ek verduidelik jou, hoe oorwin jy dit? Eerstens deur die woord van God. Maar nie net om 'n hoorder te wees nie, maar 'n dader van die woord van God. Amen? Jy luister Sondag vir Sondag preke, jy stuur 10 prentjies 'n week rond, maar dit maak jou geensins heilig nie. Ek stap gereeld by bakkerye, want ek is mal oor vars produkte. Dit maak my nie 'n bakker nie. Wie oor het om te hoor wat die Gees sê. Ek is gereeld daar om die tennisbaan as ons gaan jukskei speel, maar ek is nie 'n tennisspeler nie. Ek kyk baie graag atletiek, maar ek is nie fiks nie. Kom ons gaan aan. Ek is eintlik 'n bietjie fiks. Wat ek vir julle wil sê is die volgende. Eerstens hoe ek dit vir my is deur die woord van God, deur 'n hoorder, maar 'n dader ook te wees. Tweedens, selfbeheersing. Galasiërs 5:22. Selfbeheersing. Moenie laat jou emosies oorvat nie. Moenie laat jou woede oorvat nie. Moenie laat hierdie aaklige mens wat hier binne sit, wat jy weet jy het geveg mee het, moenie laat hy oorvat nie. Moenie laat afguns, jaloesie, twis en haat, moenie laat dit oorvat nie. Moenie laat die verkeerde goed oorvat nie. Bly in beheer, dan gaan God jou seën, sê amen. Bly in beheer. En dan gaan ons verder, dan kom die laaste een. Moenie bang wees en deur vrees laat mense jou manipuleer in verkeerde dinge nie. Maar word deur God gelei, Handelinge 5:29. Word deur God gelei, want hulle wat deur die Gees van God gelei word, hulle sal kinders van God genoem word. En ek vra vir u vandag, as ons wil hê moeilikheid moet in ons lewe of nie op my stoep opland nie, dan moet ek al hierso weerstand bied teen die duiwel. Ek kan nie kompromieë met hom aangaan. En as ek hier kom en sê ek, Here, maar waar is u nie? Die Here gaan vir jou vra, waar was jy? Ons deel met menigte mense, wat ongelukkig, wanneer dit amper verby is, die man het al klaar droog gemaak, het alles gedoen, het aangehou, tot sy vrou hom uitvang, en dan sy op die punt van sê, en dan, ja pastoor, julle moet nou help, die Here moet nou help. Nou weet jy geluister al die pad. Jy moet na God luister terwyl dit goeie tyd is. Ek gee vandag hierdie boodskap, want God sê vir my, is mense wat besig is om kompromieë met die wêreld aan te gaan. Hoor vanmôre die woord van die Here, God waarsku. Kry klaar en hou nie gemeenskap met die wêreld en sy vuil werke nie. Ons wil vanmôre hierdie nagmaal gebruik. Dis gemeenskap met die tafel van God. Maar ek kan nie aan die tafel van God, aan die tafel van die duiwel sit nie, ek moet kies. Julle moet kies, is 2 tafels. Jy kan nie by albei sit nie. Glo vir my, oomblik wat jy gaan opstaan, in die tafel van die Here gaan iemand anders jou sitplek inneem. Jy moet kies. Ek vra vandag vir jou volk van die Here. Ons almal maak 'n fout. Maar as jy reg maak, kan God jou lewe verander. He saved me. Hy het my 'n nuwe kans gegee. Hy het my al 'n 3de en 'n 4de kans ook gegee. Hy het my selfs al 'n 5de en 'n 6de kans gegee.
God kan jou vanmôre nog 'n kans gee. Jy het 'n keuse, gaan ek vanmôre sê, Here, hier's ek. Ek maak reg. Ek wil sluit met hierdie boodskap, maar ek vra jy vanmôre mooi. Wil jy nie vanmôre, terwyl jy nog in die gunstige tyd is, ja, jy is al boots en al in verkeerde ding, maar God kan nou jou lewe omswaai, wil jy nie God 'n kans gee nie? God wil jou die skande spaar. God wil jou die seer spaar. God wil jou spaar. Wie van ons het nie sonde nie? Wie van ons maak nie 'n fout nie? Maar die woord sê ek is getrou en regverdig om julle vry te maak, om julle skoon te was. Halleluja! Hy gee 'n nuwe ring aan my vinger, nuwe skoene aan my voete. Hy gee my 'n nuwe kleed. Hy gee my 'n nuwe verbond. Ek is syne. Halleluja! Sy genade is vir my en vir jou genoeg. Maar jy moet vanmôre die besluit neem. Want ongelukkig, wanneer daai onbeheerste begeerte oorvat. En dis hoekom ons vas, mense. Vasting is die proses wat ek my vlees kruisig, sodat my gees kan sterker word deur gebed en woord en sang en. Dis hoekom ons vas. Dis om bietjie die balans weer reg te bring, sodat die onbeheerste begeertes nie die oorhand kry in my lewe nie, sodat ek nie kompromieë aangaan met die wêreld nie. Ek sluit vanmôre met hierdie boodskap. God se genade is vir jou genoeg. Herodes, wil jy nie maar luister nie? Wil jy nie vanmôre maar luister nie? Jy's bang wat gaan jou vriende sê? Jy's bang wat gaan mense sê? Ag, ek weet dis die waarheid, maar ek is nog nie van plan om nou volle oorgawe te maak nie. Maar ek sê vanmôre vir jou, hoor die woord van die Here. Wanneer jy nie volle oorgawe maak nie, is jy ongelukkig nog 100% in die kamp van die vyand. En hy het beheer oor jou. Hy wil jou verhouding verwoes. Ja, ek sê dit nou vir jy, ek het nie nog om te profeteer nie. Ek het logika en ek het die woord van God. Die duiwel wil jou verhouding verwoes. Die duiwel wil jou lewe verwoes. Deur al die sondes wat afspeel. Maar gaan jy vanmôre sterk staan en gaan God jou help? Vanmôre sê ek vir, God se genade is vir jou genoeg. Hy wil jou help. Dis nie vir moeite nie, hy wil jou help. Maar wil jy jouself help? Hoor mooi wat ek sê. Wil jy jouself help? Want hoor mooi wat ek sê. God help die man en vrou wat hulle self help. God help nie iemand wat nie wil nie. God seën 'n poging, hy seën nie niks nie. Ek sluit daarmee. Ek gaan vanmôre gebed doen, Vader. Elkeen wat in hierdie gebou is, wat op hierdie oomblik dalk voel, Here, ek besef U praat met my. Ek het begin afgee in my waardes, ek het begin afgee in my gebedstyd, ek het kompromieë begin aangaan. Dis baie lekker om TikTok te search, is makliker om games te speel, is makliker om my besig te hou op Facebook, as wat ek bid en Bybel lees. Here, maar vanmôre weet ek is in die kamp van die vyand. En as gevolg van die invloed, en Here, ek dink aan die Herodes, hierdie groot manne is om hom. Nou wil hy nie sleg lyk nie, en skielik doen hy nou maar wat hulle wil hê ook. Want hy sien dit behaag hulle almal. Here, maar op die einde van die dag, het God 'n boodskap vir jou. Ek vra vanmôre vir jou, terwyl jy is en jy's in gunstige tyd, God se genade kan jou lewe nou omswaai. Die Here kan nou jou omstandighede omswaai. Ja, hy kan daai seer wegvat, hy kan daai gedagtes van jou wegneem. Hy maak jou skoon, hy maak jou rein, hy maak jou heilig. Ja, luister vanmôre, God kan jou totaal omswaai. Ek staan hier vanmôre as 'n getuie. As jy vanmôre voel, Here, is met my wat jy praat, ek sit met dit. Net daar waar jy is, ons gaan rondkyk, jy steek net jou hand in die lug, ek gaan 'n gebed vir almal doen wat vanmôre voel, Here, ek is een, ek het U nodig. Dankie Here vir menigte hande wat opgaan. As jy vanmôre wil, God wil ook. Jy sit en wag en dink, ag, dit maak nie saak nie. Maak nie saak nie, ek het seker nog tyd. Kom ek sê vir jou, dit kan môre sulke tyd wees, dan is dit te laat vir jou. Wil jy nie nou terwyl dit 'n gunstige tyd is sê, Here, hier's ek nie. Here, hier's ek nie. Ek praat by geleentheid met iemand wat bedien en die Here lê dit op my hart en ek sê vir die persoon, jy's besig om te ry op ander mense se salwing, maar God sê jy het nie jou eie salwing nie. En die persoon is baie kwaad vir my. Hulle blaas hulle mond geweldig op, want dis iemand wat ook bedien van plek tot plek. En terwyl ek het vir hom sê, hy sal nooit weer naby my kom nie, maar net daarna toe openbaar die Here dit. Toe kom dit op videokameras uit en die man kom in skande. God waarsku terwyl die tyd goed is.
God waarsku op 'n goeie tyd, want hy wil jou help. Ek vra vanmôre vir jou, as jy voel, Here, hier's ek, steek jou hand in die lig, ek gaan vir jou gebed doen. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus Christus, vir elkeen wat nou hulle hand opsteek, wat voel, Here, hier's ek het U nodig. Here, ek het geval vir groepsdruk. Here, ek het geval vir die druk van die wêreld. Here, ek het geval vir omstandighede. Here, ek het dit as verskonings gebruik. Ek het gedink dit is dalk beter, maar vanmôre weet ek, my God, dat hier die begeertes van die vlees sonde voortbring en dat die sonde tot sy volle ontwikkeling kom, bring dit die dood voort. Ek wil vanmôre nie sterf nie. Ek wil nie sterf in my sonde nie. Ek wil nie sterf, die Heilige Gees wat binne my is, afsterf nie. Ek vra vanmôre vir U, ek pleit by my God, asseblief wees my genadig. Halleluja. Sabarondarabakusibebendai. Sê die Here vanmôre vir hierdie volk, luister, ek staan by jou deur en ek klop. Moenie vanmôre jou hart verhard nie. Maak jou hart oop sodat ek jou kan red, sodat ek jou kan help. Die vyand wil jou vernietig. Die vyand wil jou verwoes. Maar God sê my genade is vir jou genoeg. As jy vanmôre hier steek net jou hand op en sê, Here, hier's ek. Here, ek bid vanmôre vir elkeen met hulle hande op. Here, vir genade en vir guns. Ek bid vanmôre vir versterking, ek bid vanmôre vir heling, ek bid vanmôre vir inspirasie, ek bid vanmôre vir reiniging, ek bid vir heiliging, ek bid vanmôre, Here, dat hulle sal vasmaak aan die genade van U, en dat ons nie met die wêreld kompromie sal aangaan nie. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my gemeente, ons sal die Here dien, in gees en in waarheid. Here, ons wil die salwing koester. Here, van die oomblik wat ek 'n kompromie met die wêreld aangaan, verloor ek die salwing. As ek die salwing verloor, is ek verlore. Want julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom om staande te kan bly. Here, vanmôre nie in ons krag nie, maar in U krag. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Raak nou elkeen aan, versterk elkeen deur die krag van die Heilige Gees. Vader, en sien nou verder, die tafel wat bedien gaan word nou verheerlik, Vader, ons aanbid U in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen.